Goeiedag, hiermee ons daaglikse brood, daaglikse woord uit Vader se troonkamer. Dis my gebed dat Vader vir ons elke dag, hy sê vir ons, Yeshua sê, bid vir jou daaglikse brood en mag Vader vandag vir ons daaglikse brood gee. Die vraag is vandag, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Het hy hard geword? Hoe lyk jou hart waar die saad van die woord opval? 2 Samuel 6 vers 15 tot 16 sê, so Dawid en die hele huis van Israel, die ark, die verbondsark van Abba Vader, met gejuig en basuingeklank opgehaal. Toe die ark van Abba Vader die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van Abba Vader en sy het hom in haar hart verag. Nou Michal, Dawid se vrou was Saul se dogter. Onthou Saul het beloof, die een wat Goliat verslaan kan sy dogter as vrou kry. Saul sou eers sy oudste dogter gee as vrou vir Dawid, maar Saul het gesit met jaloesie in sy hart teenoor Dawid. En in 1 Samuel 18 vers 20 staan, maar Michal, die jonger dogter van Saul, het Dawid lief gekry. En toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg, jy kan met haar trou. So Saul sit met jaloesie en is geïntimideerd met Dawid, maar laat weet toe vir Dawid in 1 Samuel 18 vers 25, hy het behaag in geen ander bruidsprys as 100 voorhuide van Filistyne nie, as wraakneming op die vyand van die koning. Saul het naamlik daarop gereken om Dawid te laat val deur die hand van die Filistyne. Jy sien, Saul se geheime plan was om Dawid deur die Filistyne dood te kry. Dawid aan die ander kant aanvaar Saul se uitdaging en vervul dit nie net nie, maar maak 200 Filistyne dood in plaas van 100. As iemand jou vra loop 'n myl, dan loop jy sommer 2, nê? Hy kry 200 Filistyne en gee hulle voorhuide aan Saul as die prys, of in Hebreë die mohar, vir sy bruid. Saul gee toe vir Michal vir Dawid as sy vrou. Maar so die woord sê, toe die verbondsark wat Dawid hulle gaan haal het, die stad inkom, kyk Michal juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van Abba Vader en sy het hom in haar hart verag. Michal het soos haar pa Saul nie 'n saak gehad met die verbondsark wat Abba Vader se teenwoordigheid verteenwoordig nie. Michal was meer gepla oor haar aansien en wat mense dink en materialistiese dinge. Dawid en Michal se huwelik was kompleks, was gekenmerk deur politieke manipulasie, skeiding en emosionele afstand. Maar die woord sê, Michal het Dawid in haar hart verag. Hoekom? Toe Michal Dawid sien dans voor die verbondsark, het dit vir haar na 'n dwaase, onwaardige gedrag gelyk, veral vir 'n koning. Onthou, haar pa was altyd koning. Yeshua sê in Matteus 12 vers 34, uit die oorvloed van die hart praat die mond. So die vraag is, wat gaan aan in Michal se hart? Soveel so dat sy Dawid verag in haar hart, omdat hy Abba Vader aanbid. Ons kan ook vra, hoe baie keer sien jy nie dalk ook iemand wat Abba Vader aanbid? Dan dink jy, wat vang daai ou nou aan? Iemand wat voor Abba Vader dans, of waar hierdie persoon sy hart uitsing, al is dit so vals. Of jy sien iemand wat sy hande oplig en dan verag jy daardie persoon nie. Jy sien, Michal het moontlik 'n meer formele, statusgeoriënteerde siening van koningskap geërf. Haar koninklike opvoeding kon haar beïnvloed het om Dawid se vreugdevolle openbare uitdrukking van aanbidding as deel van sy waardigheid sien. En terwyl Dawid Abba Vader met alles in hom aanbid het Michal afsydig gestaan en kyk vanuit 'n venster uit. Beide fisies en geestelik verwyderd van die aanbidding en viering. Michal se minagting weerspieël dalk 'n gebrek aan begrip of verbintenis met die diep geestelike vreugde wat Dawid gevoel het. Michal se minagting was dalk gewortel in wrok, ongeneesde wonde en jaloesie. Jy sien, ware aanbidding kan vreemd of selfs aanstootlik lyk vir diegene wat nie dieselfde hart het nie. Paulus sê, die wat in die natuurlike is, gaan nie die geestelike verstaan nie. Jy sien, hierdie aanbidding is vreemd vir die wat sit met trauma, wat sit met wonde of jaloesie.
Asook trots natuurlik. Trots kan ons blind maak vir die skoonheid van aanbidding en waarheid en in gees. Maar later in die hoofstuk sê dit, Michal het die res van haar lewe was sy onvrugbaar. 2 Samuel 6 vers 23. Wat 'n simbool is as gevolg van haar verharde hart, is dit moontlik? Jy sien, reg deur die woord verwys 'n verharde hart na iemand wat weerstand bied vir Abba Vader se teenwoordigheid. Gewoonlik as gevolg van hoogmoed, bitterheid en onberou. Hoor gou, Michal kyk by 'n venster uit. Hoekom is sy nie by Dawid nie? En dan bid Abba Vader ook saam nie. Jy sien, 'n verharde hart bly dikwels op 'n afstand, onwillig om emosioneel of geestelik betrokke te raak. Verharde harte is geneig om te fokus op hoe dinge lyk, eerder as wat Abba Vader besig is om te doen in jou lewe. Verharde hart sit op die kantlyn en gee kritiek, is gefokus op mense in plaas van deelname en is gefokus in plaas van om gefokus te wees op die koning van alle konings. So, hoe werk 'n mens se hart wat verhard is? Hoe word 'n mens se hart verhard? Weens teleurstellings, ons onvergewensgesindheid, rebellie, opstand, dalk beheer issues. Dis hier waar jy wil hê godsdiens moet op 'n sekere manier lyk of voel, want dis jou verwysingsraamwerk of jou godsdiens. As ook 'n verwaarloosde geestelike lewe. Is daar hoop vir 'n verharde hart? Ja, Abba Vader sê, as jy hom toe terugkeer, jou hart vir hom bring, sê hy in Esegiel 36 vers 26, en ek sal jou 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in jou binneste gee, en ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en jou hart van vlees gee. Maar die eerste stap voor Abba Vader ons hart van vlees, ons hart van klip verander na hart van vlees, is die eerste stap is myne en joune. Dit begin met eerlikheid. Erken jou hart wat koud geword het. Is jou hart hard vandag? Erken dit voor Vader. Berou en bely dit aan Vader. Vra vir Vader vir vergifnis deur die bloed van die lam. Vra dan dat hy jou sal kom lewe, jou totaal sal kom verander, dat hy in jou sal kom lewe en jou sal kom verander en totaal en al jou hart sal verander. Vergewe dan ook die wat jou hart verhard het. Vergewe dit en laat gaan wat jou hart verhard het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, U is die hartchirurg. Kom deurgrond my hart en wys vir my daar waar my hart hard geword het en kom verander. Vader, ek wil vra vir vergifnis daarvoor. Ek wil vra vir jammer dat ek hoogmoedig is, selfgesentreerd, so vol van hierdie self en daar waar my hart verhard het weens my opinie, my dinge. Vader, ek wil vra, kom raak hierdie met U pottebakker hande, kom raak my hart aan. Verander hierdie hart van 'n hart van klip na 'n hart van vlees. 'n Hart wat klop vir U alleenlik. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.